Goeiemôre broer en suster. Dit is 'n groot voorreg om vanoggend weer by julle te mag wees, om die woord van die Here te bring. En ek volg graag die kerklike jaar. Dit begin met Lydenstyd, of eintlik Kersfees, Advents en dan Kersfees, en dan daar so 'n paar weke waar daar nou nie iets spesifieks is nie, ons noem dit maar Koninkrykstyd of Epifanie, en dan die Lydenstyd. Nou my gemeente Skilkraans se almanak sê die eerste Lydensondag is volgende Sondag. En my ou gemeente waar ek was, ek kry nog die afkondigings, sê dit is vandag die eerste Lydensondag. Maar dit het ek eers Vrydag aand ontdek. So ek het nou nie aangesluit by die Lydenstyd met hierdie preek nie. Ek moet nog vasstel wie is reg, maar ek dink dit is vandag die eerste Sondag van die Lydenstyd, want Woensdag is As Sondag. Dit het ook 'n baie goeie tradisie. Ek het vanmôre op pad hierheen geluister oor die radio, toe 'n predikant, vroue predikant daar die Kaap vertel, die vorige jaar se palmtakke is verbrand voor die Aswoensdag, en dan word die as met olie gemeng en dit word op die mense se koppe geskryf, die kruis, die as van die olie. Dit is die inleiding tot die Lydenstyd. Maar mag vanmôre se erediens vir ons elkeen tot groot seën wees. Ons het die uitnodiging ontvang om te kom, u het dit aanvaar, u het vanoggend 'n baie goeie keuse uitgeoefen, toe u besluit het, u gaan gereed maak om na die erediens te kom. Kom ons sing 'n toewydingslied, en dit is 176. Ons sing beide daardie vers, of ons sing hom 2 keer deur. 176 is net die een vers, maar ons sing hom 2 keer deur. Daarna die wotum en die seëngroet en die lofsang. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons loof nou die Here hartlik saam en ons sing Psalm 100, al 3 die verse.
Ek wil daarom sê, Imker, ek is baie dankbaar, jy is weer op jou pos agter die orgel en ek kan hoor, jy geniet dit en jy doen dit uit jou hart uit. Ek het aan die begin die Toccata van Widor so geniet, dis nie enige orgelis wat dit kan speel nie. Maar baie dankie, want toe Charlotte destyds my gereël het vir vandag, het sy gesê, as my vrou nie kan saamkom om die orgel te speel nie, moet ek maar die trompet bring. En toe was beide nie nodig nie, want Imker is weer op sy pos. Ons is baie dankbaar daaroor. Nou broer en suster, ons hoor baie keer die opsomming van die wet, waar Jesus gesê het, jy moet die Here God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar waar kom dit vandaan? Dit het hulle wortels diep in die Ou Testament. Want wat die Here Jesus daar doen is, hy haal bloot uit die Ou Testament aan. Ons lees in Deuteronomium 6, vers 4. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. En as ons nou hierna luister, dan is dit as dit ware asof ons in 'n spieël kyk. Elkeen van ons het vanmôre voor die spieël draai gemaak, want jy moet sorg dat jou voorkoms daarom aanvaarbaar is as jy nou na die kerk toe kom. Ons kyk in 'n spieël. Het ek die Here lief met al my krag? En dit vra gehoorsaamheid aan die eerste 4 gebooie. Wie ons moet aanbid, hoe ons hom aanbid, sy dag en sy naam. En as ons daarna luister, dan is dit nie net om die verkeerde dinge in ons lewe raak te sien nie. Ons moet ook raak sien, hoe wil die Here hê moet ons lewe om ons dankbaarheid te bewys? Hoe sê ons dankie vir ons verlossing? Ons sê dankie deur die Here lief te hê. Ons sê dankie deur ons naaste lief te hê. En nou lees ek in Levitikus 19, waar Jesus die liefdesgebod kry. Hy sê in Levitikus 19, vers 18. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit beteken, ek gaan nie vir my naaste leuns vertel nie. Ek gaan nie sy goed steel nie. En so kan ons al die ander 6 gebooie gebruik om ons naaste meer lief te hê. Dis waarna ons moet strewe, maar ons weet, ons struikel en ons val, kom ons sing nou lied 247, waar ons gaan vra vir genade, want hy sê so mooi hier, Heer, wees ons genadig. Nou weet ek nie of die Russies ook op die skyfie is nie. Is dit? Goed, ons gaan eers Afrikaans en dan Russies sing. En moet nou nie bekommerd wees omdat ons Russies gaan sing nie, want hierdie musiek kom uit die Russies-ortodokse kerk en uit Oekraïne. En ons weet wat gaan daar aan. Rusland verniel Oekraïne met al die hommeltuie en die missiele wat hulle op baie mense afvuur. Hulle vernietig nou die kragstasies in die hartjie van die winter.
Dit word minus 30 grade Celsius daar. En dan is daar nie krag om die huise warm te maak nie. As ons nou hierdie lied sing, kom ons dink sommer aan ons broers en susters in Oekraïne. Ons sing die Afrikaans en dan die Russies. Ek wil net gou net verduidelik. Die laaste Heer wees ons genadig, is daai die na is genadig. So jy sing daai A 4 keer en dan is dit die dig. Ons het gevra, Heer, wees ons genadig. En hy is ons genadig en daarom word aan elkeen wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus, word verkondig in sy naam die vergifnis van sonde. Romeine 5 vers 1 sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Ons lees, ons is vrygespreek omdat ons glo. Wat glo ons? Dit is vir ons baie mooi saamgevat in die 12 artikels. Ons gaan dit nou hardop saam sê en daarna sing ons lied 169 vers 2. Kom ons staan en dan sê u dit hardop saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
Ons skriflesing kom uit Efesiërs hoofstuk 1. Heel eerste hoofstuk van Efesiërs. En ons gaan lees vers 1 tot 14. Maar voordat ons lees, laat ons eers saam bid. Hemelse Vader, ons het vanmôre 'n loflied gesing. En ons het gesing, ons wil U met blydskap dien. Daarom is ons nou hier. Maar ons is ook hier om deur U versterk en gevoed te word in ons kosbare geloof. Dankie dat ons as gemeente in hierdie erediens kan saam wees tot U eer, om toegerus te word vir ons taak in die wêreld. En waar ons vanmôre gaan stil staan by die vraag, wie is ek? Gee vir ons die antwoorde, sodat ons daarvolgens ons roeping in hierdie wêreld kan nakom en uitleef. Help ons om nie alleen U woord te verstaan nie, maar dit ook te glo. En dat ons nie net U woord sal hoor nie, maar ook sal doen en uitleef. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Efesiërs 1, nou daar in die gedeelte boaan word ietsie gesê oor die brief. Ek lees net 'n stukkie daarvan. Die brief word beskou as omsendbrief aan verskillende gemeentes in Klein-Asië gerig, waaronder ook die gemeente in Efese. In hierdie brief word gewys op God se bedoeling om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Jesus Christus. Gaan gelees gerus die res daarvan by die huis. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het.
So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en ook in sy en haar hart bewaar wat daar geskryf staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n hele paar jaar gelede was daar op televisie 'n advertensie van 'n man wat gereken het hy is belangrik en beleef het hy het nie die diens ontvang waarop hy geregtig is nie. Toe vra hy vir die dametjie daar by die toonbank, weet jy wie ek is? En toe kondig sy op algemene interkom van die liggawe af, hier is 'n man wat nie weet wie hy is nie. Is daar iemand wat kan kom help? Ons kan ons nou die verleentheid van die belangrike man indink. Toe die beampte nou hierdie boodskap uitsaai. Maar vanoggend wil ek aan elkeen van u hier in die erediens vra, en die wat later inskakel. Wie is jy? Weet jy wie jy is? Jy kan jouself ook afvra, wie is ek en wat is my identiteit? Op hierdie vraag kan 'n mens baie antwoorde gee om jouself mee te beskryf, wat baie meer behels as bloot jou idee, kaart of boekie, en dan is daar nog 'n foto op wat dalk al 'n hele paar jaar gelede geneem is. Kom ons kry antwoorde op die vraag, wie is ek? Uit Efesiërs 1. Die eerste antwoord kry ons sommer in vers 1 van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus wat deur die wil van God aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Hy skryf aan die gemeente Efese wat aangedui word as daar in die Suidwes-Asië, en hierdie brief word vandag gerig aan die hele kerk oor die hele aarde. En die begin van hierdie brief is vanmôre gelees aan die kerk tussen die mielielande. Hier waar ons 'n paar minute gelede nog ons geloof bely het. En die eerste antwoord op die vraag wie is ek vind ons in hierdie eerste vers, jy behoort aan God. Die 2020 vertaling, sowel as die 53 vertaling, vertaal dit as
soos volg: aan al die heiliges wat in Efese is. Om heilig te wees beteken jy is afgesonder vir God, jy behoort aan hom en jy is anders as die wêreld. En hoe weet ons behoort aan hom? Hy het ons gekoop. Waarmee? Met die bloed van die lam, Jesus Christus. Hy het sy lewe vir ons afgelê en so het hy ons gekoop. Ons God se eiendom gemaak. 'n tweede antwoord op die vraag wie is ek, kry ons in vers 4. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Hier staan dit duidelik. Ons is in Christus uitverkies. Nou ja, ek sien nou nie matrieks hier nie, maar hoërskoolkinders, maar ons weet hoe lekker is dit om vir die eerste span van jou skool gekies te word. Om egter vir so 'n span gekies te word, beteken jy moet jou plek verdien. As God ons egter vir sy span kies, verdien ons dit glad nie. Dis maar net genade dat hy ons raak sien en ons kies om aan hom te behoort. Die derde antwoord op die vraag wie is ek, kry ons in vers 5. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Hier kry ons 'n wonderlike kwalifikasie van wie ons is. Kinders van God. Van nature is ons dit nie. Maar omdat hy ons liefhet, is ons volgens Romeine 8 vers 15 so bevoorreg om as sy kinders aangeneem te word. En volgens die Romeinse reg van destyds het 'n aangenome kind dieselfde regte en voorregte gehad as 'n biologiese kind. So word ons volgens Romeine 8 vers 17 erfgename en dus ook erfgename saam met Christus. 'n heerlike erfenis wag op ons. Hoewel ons